Hallo julle, vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Lukas 12 vers 15 waar Jesus ons herinner om waaksaam te wees teen die gevare van hebsug of gierigheid. In ons moderne wêreld is dit maklik om meegesleur te word deur die begeerte na meer. Meer rykdom, meer besittings, meer status. Maar laat ons nie vergeet dat ware lewe, soos Jesus ons leer, nie in die oorvloed is van wat ons besit nie, maar eerder in dit wat ons gee. Sonder dat ons dit besef, dra ons hebsug soos 'n onsigbare mantel en dit meng naadloos in met vandag se moderne kultuur en hoe dit aan mekaar gewewe is. Dit syfer stilweg in ons begeertes in. Dit vertroebel ons oordeel en dit verdraai ons waardes. Gierigheid soek altyd meer. Meer bevestiging, meer status, meer troos, meer dinge. Gierigheid in sy kern is die manifestasie van ons menslike natuur. 'n Begeerte om die leemte binne ons te vul met materiële dinge. En ons glo dikwels dat ons bevrediging en geluk sal vind deur meer aan te skaf. Maar hoe meer ons materiële rykdom najag, hoe leer voel ons. Hierdie onversadigbare honger dryf ons verder weg van wat werklik saak maak. Want die ironie van hebsug is dat hoe meer aardse besittings, status of mag ons kry, hoe meer word ons ontevrede gelaat. In Lukas 12 vers 15 waarsku Jesus hoe hierdie illusie van vervulling deur meer in te samel en meer te wil hê, ons eintlik verblind van ware tevredenheid. In hierdie vers word Jesus die vraag gevra om kant te kies in 'n dispuut oor 'n erfporsie. En hoewel daar niks fout met hierdie vraag is nie, het Jesus reguit in die hart ingesny. En hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Kom ons luister weer. Die lewe bestaan nie uit 'n oorvloed van besittings nie. Wanneer Jesus sê pas op, dan spoor hy ons aan om aandag te gee en te luister. Daar is iets belangriks wat hy wil hê ons moet verstaan. Jesus roep ons om verby die tydelike te kyk en op die ewige te fokus. Om ons harte teen gierigheid te bewaar. En dit is om te erken dat ons waarde en vervulling nie gemeet word aan wat ons besit nie, maar eerder aan wie ons is en hoe ons lewens lei. Dit is in die gee, in die deel en in die lief hê dat ons ware rykdom vind. Ware vervulling vind nie plaas wanneer ons besittings opgaar of oneindige troos najag nie. Ware vervulling word gevind wanneer ons geanker is in tevredenheid en dankbaarheid en in 'n diep verhouding met God wat lei tot sy na die soeke van sy koninkryk en geregtigheid, soos hy sê in Lukas 12 vers 31. Dus moet ons agslaan op hierdie godelike wysheid en ons fokus verskuif van die versameling van besittings en eerder fokus na die kweek van verhoudings, dade van vriendelikheid en 'n gees van dankbaarheid. Sodoende sal ons ontdek dat die skatte van die hemel verreweg alles oortref wat hierdie wêreld ons kan bied. So, waar lê jou eindelose begeertes na meer? Meer mag, meer gemak, meer besittings? Is daar areas van jou lewe waar die voortdurende strewe na meer dalk die strewe na God se koninkryk en sy geregtigheid oorskadu? Dit is maklik om hierdie woorde te hoor, maar dit ruk nogal aan 'n mens, want mens besef nie altyd al die vele forme van wat hebsug in ons lewe toelaat. Ek persoonlik hoor in hierdie vers dat Jesus se stem 'n diepe
teerheid en omgee vir ons harte het. Hy ken ons begeertes na meer, maar hy wil ons wil in lyn met syne hê. Jesus nooi ons om die intensiteit van ons begeertes te ondersoek en waarheen dit gerig is. Hy nooi ons om ons diepste begeertes na hom te bring, sodat ons ware lewe kan vind. Soos ons nou reeds vasgestel het, kan geen hoeveelheid besittings, sukses of status ooit daardie leemte vul nie. Want daardie leemte is deur God gemaak en dit is vir hom alleen om gevul te word. Om self te probeer strewe na meer en meer besittings is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Maar dit moet reg georden wees om uiteindelik op God gerig te wees. Net hy kan ons diepste verlange en begeertes bevredig. So vandag, vriende, laat ons 'n oomblik neem en 'n bietjie dink oor hierdie boodskap. Kom ons deursoek ons harte en gaan kyk waar ons hoop, ons begeertes en ons liefdes plaas. En kom ons draai na Jesus en vra hom om ons te help om ons begeertes in lyn te bring met sy wil. Dank hom dat hy die enigste een is wat jou leemtes kan vul en jou waarlik kan laat leef. Vra hom om jou hart te beskerm teen die eindelose begeerte na meer. Vra hom om jou te help om jou fokus te verskuif na sy koninkryk en geregtigheid bo alles in jou lewe. Vra hom om jou te help om tevredenheid in hom en sy voorsiening te vind. En om daarna te streef om vrygewig en onbaatsugtig te lewe. 'n Lewe wat sy liefde weerspieël in alles wat ons doen. 'n Lewe wat sy doel en vervulling reflekteer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy weer na vandag se boodskap geluister het en onthou om dit te deel met soveel mense moontlik. Los ook gerus jou kommentaar in hierdie plasing. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê en mag die Here jou seën. Tot volgende keer. Ons chat weer. Ciao.